by Conversations That Matters. My naam is Charlene Elliot en vandag gesels ons met 'n ongelooflike vrou. 'n Vrou wat al deur diep waters in haar lewe gegaan het, maar vandag sit sy hierso en sy is 'n ongelooflike sterk vrou. Haar naam is Colleen Klaasen Wolmerans. Baie goeiemiddag, Colleen, hoe gaan dit vandag? Baie goed, dankie met jou, Charlene. Nee, dit gaan baie goed, dankie. Colleen, jessie, dit voel rarig waar of ons, ek wou amper sê jare laas mekaar gesien het, Ja. maar ons kan net aangaan met die gesprek. Ons kan net aangaan waar ons opgehou het. Ja, maar dit is net so amazing vriendskap wat ons het. Van die eerste dag wat ons mekaar actually ontmoet het, né? Ja, en dit is wat vir my Ja. lekker is. En ek voel regtig vandag bevoorreg om hier te kan sit en die persoon agter die naam te leer ken. Baie dankie. Ek dink ek is die gelukkige een om my storie te kan deel. Ja, Vir die dit eerste het lank keer. gevat om daar te kom waar jy Baie. vandag is. Ja. Maar dit was nodig om so lank te vat. Ja, En dit ons was. gaan nou uitvind hoekom dit so lank moes vat om te kom waar jy vandag in jou lewe is. Colleen, maar vertel eers gou vir ons 'n bietjie, waar kom jy vandaan? Waar het jy skool gegaan? Waar het jy groot geraak? Ja, ek het nie so baie rondgetravel soos ek dink die normale meeste mense van my ouderdom dalk nie. Gebore in Witbank, baie jare terug, maar ek voel nie so oud nie. En Jy ons lyk het nie so oud nie. Ons het so kort rukkie in Witbank gebly, in Delmas gebly op die plaas. En toe het my oupa se besigheid gekoop in Bethal en ons het Bethal toe getrek in die Hoëveld. En ek het daar skool gegaan, gematrikuleer tot my pa oorlede is en toe is ek weg uit Bethal uit. So dit was omtrent hier so by 2001, 2002 wat ek in Bethal gebly het. Toe is ek weg. Ag, toe daar so 1 of 2 goed in die lewe gebeur. En ek het my ex-man ontmoet en ek het Rustenburg toe getrek en daar was ek vir 17 jaar. Sjoe. En omtrent 6 jaar terug toe besluit ek en die kinders ons skryf 'n nuwe hoofstuk in ons boek en ons pak op alles wat ons het en honde, marmotte en ons trek Parel toe. Ja. Ja, Kinders- onbekende wêreld. Wat skielik. Ja, Kaap is so vir my so bietjie bekend. My pa van ons familie en goed bly hierso en ons het altyd so 'n bietjie gaan toer deur die Wes-Kaap en George en dit en goed. Die kinders het glad nie die Kaap geken nie. Maar hulle was baie opgewonde want hulle het gehoor Parel Gym en hulle wou na 'n goeie skool toe kom en ja, dis nou al amper 6 jaar wat ek in die Parel is en dit voel soos gister wat ek hiernatoe getrek het. Sjoe. Ja. Vertel gou vir my is, hoe was jou verhouding met jou ouers? My ma was 'n huisvrou vir vandat ons klein was, vandat ek kan onthou, ek en my sussie was my ma al die jare 'n huisvrou gewees. Sy het ons na ons gekyk, grootgemaak. My pa was 'n sakeman. Hy was 'n besigheidsman gewees in Bethal, besighede gehad en woonstelle en groot, amper soos 'n Midas kan ek maar amper sê, soos in 'n Clutch and Break Midas warehouse wat hy gehad het in Bethal. Ek is die oudste, my sussie is so 4 jaar, my sussie is 4 jaar jonger as ek. My kinderjare, ek dink op laerskool en goed dit was goeie jare gewees. Ons het nooit tekort gekom of enigiets nie. My pa was nie 'n spandaalbarige mens nie. Hy was nie synig nie. Okay. Ons het alles gehad. Ons het in 'n baie goeie omstandighede en 'n welgestelde familie nogal groot geword. En ek en my pa het 'n baie goeie verhouding gehad. Ek was verskriklik lief vir my pa. Ons het saam gewerk, Bosveld toe gegaan. Ek was regtig, my pa was Is dit waar die liefde vir die Bosveld kom? Ja, ons het op 'n stadium, ons het twee plase gehad, een in Tolwe, een in Mobile en ja, maar Bos, Rustenburg waar ek gebly het was ook Bos. Dit is maar ja, gejag en in die veld gewees en biltong gemaak en vleis verwerk as pappa gaan jag het en hy kom terug en goed. Ag, So ek en my pa het 'n verskriklike goeie verhouding gehad.
baie goed gedeel toe hy siek geword het. Ek het vir hom gewerk in die tyd wat hy siek was en ons het baie keer op die mat gaan sit tussen daai rakke waar hy gewerk het en dan het ons saam gehuil en goed gedeel wat net tussen ons sal bly vir altyd en ja, en hy het kanker gehad, hy was baie siek en hy het eventueel in 2002 het hy homself geskiet en by ons huis in Bethal. En so ek het 'n bitter goeie verhouding gehad met my pa. Ek mis hom nog elke dag. Ek kan hom net nog een dag 'n drukkie gee en vir hom sê, papi, ons het hom altyd papi en mam, ons het hulle papi en mami genoem. En vir hom nog een dag sê ek is so lief vir papi en hy was net hierdie een amazing mens gewees. Hy was regtig ek dink alle dogters dink hulle pa is genuine hierdie hero, hierdie ultimate man. En hulle sê ons as 'n dogter 'n man gaan soek eendag, dan gaan soek sy iemand wat soos haar pa was. Ja. Ek dink dit is nogal baie keer so. Ek dink baie keer maak mense maar oordeelfoute in jou huwelik of in 'n sekere verhoudings, maar jy soek hierdie statuur van 'n man. Ja. En ek moet dit eerlik sê, ek het hierdie pa gehad wat hy was net een fenominale man gewees. Hoe oud was jy toe jou pa oorlede? Ek was 21. Sjoe, dis baie jonk. Ja. Ek was 21. Ons het nogal, ek en my suster het vanoggend 'n gesprek gehad. 2002 was vir my een van seker die moeilikste jare ooit in my lewe. Daar's een ding wat bitter min mense van my weet, net baie close mense weet dit van my, dat ek was voordat ek met die kinders se pa getroud was ek getroud gewees vir nie eers 'n jaar nie. Sure. My ons noem hom kom ons noem hom Frans. Ja. Frans, ek en Frans was getroud gewees en ons was nie 'n jaar getroud nie toe hy my gelos vir ons huisvriende se vrou. En hulle het vir jare waarvan ek nie geweet het nie, het hulle 'n verhouding aan die gang gehad. Dis nou terwyl julle getroud was. Terwyl ons getroud was, ja. So my pa is die Februarie maand is my pa oorlede en 2-3 maande daarna het Frans vir my gesê hy wil skei en ek kon nie dit verstaan nie want dit gaan dan goed met ons. Ja. En so in die jaar 2002 my pa is oorlede, ek is geskei en ek het getrek. Dit was 'n verskriklike jaar gewees. Ja. So, en toe is my ma ook weg uit Bethal uit na my pa oorlede is. My sussie het agtergebly om haar matriekjaar klaar te maak. Maar ek is toe weg. Okay. En ja, terug te kom na jou vraag, my verhouding met my ma. My verhouding met my ma was ek dink ek kan die woord wankelrig kan ek gebruik. Want ons het nooit regtig daai close verhouding wat 'n ma en 'n dogter veronderstel is. As ek kyk na my dogter, het ek myself altyd beloof ek sal met my dogter daai verhouding hê wat ek en my ma nooit gehad het nie. Ek en my ma het nie so 'n opregte ma en dogter verhouding gehad waar ek met hierdie oop hart met my ma kon praat en enigiets met my ma deel en dat ek geweet het sy gaan dit verstaan hê. So ons het nie regtig 'n verhouding gehad ek en my ma nie. En toe ek getroud is met Niels, my kinders se pa, het my en my ma se verhouding erger geraak en daar's 'n sekere rede waaroor ons nou sal praat hoekom dit gebeur het. Hoekom ek nie vandag 'n verhouding het met my ma nie. So tot vandag toe het julle nog steeds nie 'n verhouding? Ek en my ma het glad nie kontak met mekaar nie. Nee, ek het my ma 2018, 2019 los gesien. Okay. En nee, ek en my ma het nie. Goed. Ek het my ma nie kontak met mekaar nie. Jy het teruggekom Kaap toe, Parel toe, met jou kinders, sak en pak, hier aangekom. Was dit in die tyd wat jy nog getroud was met Niels? Het jy het jy vir Niels hier ontmoet? Waar het jy vir Niels ontmoet? Ek het vir Niels ontmoet. Dit was eintlik 'n gesamentlike vriend van ons het my aan Niels voorgestel. Hy het hierdie enkellopende vriend gehad wat saam met hom gewerk het op die myn en hy het vir my gesê, luister, ek ken hierdie persoon wat enkellopend is.
kan ek jou voorstel aan hom? En ek is net soos van, weet jy wat, ek weet nie of ek nou regtig eintlik lus het vir 'n verhouding nie. Maar kom ons kyk, jy stel hom voor aan my, ek is oop daarvoor. Stel hom voor aan my en ek en Niels het mekaar ontmoet en dit was Niels het in Rustenburg gebly. Dit is hoekom ek op die einde, dis hoekom ek toe nou opgeëindig het, of nie opgeëindig nie, dis hoekom ek toe nou eventueel Rustenburg toe getrek het. Is want Niels het daar gebly. Hy kom uit die mynbedryf uit. En ja, dis hoe julle twee geconnect. Ja. Okay. En toe het julle, hoe lank het julle uitgegaan voordat julle Ons het in 2005 is ons getroud. Angie is in 2004 is Angie gebore. Ek was so 'n bietjie bang om te trou. Maar ons is in 2005 is ons toe getroud. En ons het 2019 is ons geskei. Sure. En ek het 2020 het ek Kaap toe getrek. Wow. Ja. Okay. Ja. Sê gou vir my, nou in daai huwelik is mos nou 2 kinders. Ja. Hoe het jou kinders dit aanvaar, die skeisaak? Hoe het hulle dit geaanvaar? Die kinders was, daar het baie goed gebeur in ons huwelik. Die kinders, ek het baie gelukkige kinders. Okay. My kinders ek het baie maklike kinders, nie moeilike kinders nie. Ek en Niels het albei gewerk. Hy het baie weggewerk. Buiteland gewerk, weggewerk van die huis af. Ek was altyd by die huis gewees met die kinders. Ek het in Rustenburg by die myne of by die skool of waar ook al het ek gewerk. Ek was meeste van die tyd was ek by die huis gewees met die kinders. Niels het vir al die laaste paar jare wat ons getroud was, het hy omtrent permanent buiteland gewerk. Dit was van een land gewees na 'n ander land, na 'n ander land. Wat ek vandag eintlik eers verstaan hoekom in die posisie waarin hy is daar nie vir daai ambagte, daai werk in Suid-Afrika waar hulle betaal word wat hulle veronderstel is om te kry nie. So dis hoekom baie van ons ambagmense gaan buiteland toe, want hulle kry baie meer geld daar buite waar in Suid-Afrika hulle nie betaal word nie. En hulle stel mense aan wat boekekennis het, maar wat glad nie die fisiese ondervinding het nie, en dan kom daar miskien 'n fout op 'n myn of op 'n ongelukkige gebeur of wat ook al. So ons goeie ambagmense gaan almal buiteland toe. Ja, dis baie En waar. vandag verstaan ek dit. Daai jare het ek dit nie verstaan nie, want ek was 'n leek gewees op daai gebied. Ek het nie geweet presies wat die myn en goed behels nie, want ek het nie in 'n mynomgewing groot geword nie. Tot ek op die myn begin werk het. So vandag verstaan ek dit en ek haal my hoed af vir my eksman, vir dit wat hy doen en waar hy begin het en waar hy vandag is. Ek haal my hoed vir hom af. Oh, wow. Want ja, dit was harde klippe kou. Dit was harde klippe kou. Ons na al die jare, ek sal nog vertel wat het gebeur in ons huwelik. Ja, ek wil nou sin te beweeg. Okay, kom ons gaan daarna toe. Ek wil beweeg na jou verhouding met jou eksman. Wat het daar verkeerd gegaan? Met Niels wat baie buiteland gewerk het ons mekaar so, ek het my lewe gehad by die huis met die kinders. Ek het al die goed saam met die kinders gedoen. Ek is deur laerskool met hulle, ek is deur hoërskool met hulle. Hy het baie goed het hy gemis van die kinders se groeifases. So ons het mekaar aan die een kant so klein bietjie het ons mekaar ontgroei. In die tyd wat hy in Suid-Afrika was of by die huis of dalk miskien soos weg van die huis af gewerk het en net naweke huis toe gekom het. Daar was sekere faktore was daar maar betrokke gewees. Verkeerde vriende waarmee mens betrokke raak. Jy wil graag inpas by jou groep, by jou society mense en dan dit is amper soos 'n kind wat monkey see, monkey do.
dan wil jy wil inpas by jou vriende, so as almal bike ry, dan besluit jy, okay, jy gaan vir jou ook 'n motorfiets koop, want dan is ons nou deel van hierdie groep. Ja. En jy wil nou nie, hoe sê hulle in Engels, jy wil nou nie 'n party pooper wees nie, so ons drink ook. En ons raak ook betrokke by rallies en ons gaan ook kuier. En een ding lei na 'n volgende ding waar jy op hierdie rallies kom en waar drank betrokke is, raak mense kwaad, hulle raak gewelddadig, want my pa het altyd gespot en goed gesê van, okay, brandewyn gee vir jou baie krag. Ja. Jy raak sterk en jy raak slim, en as jy eers 'n brandewyn in jou lyf het, boeta, Ja. en dit is, weet baie mense spot daaroor, ek sal nou, na al die jare sal ek spot daaroor, maar ek het nooit gespot daaroor nie, want vir my was brandewyn en ram was vir my sinoniem gewees met aanranding en kwaad en beklei. So dit is twee goed wat ek heeltemal nie van hou in my lewe nie, is daai twee soorte substances wat vir my net hierdie nie 'n mooi herinnering bring nie. Natuurlijk. So as daar, ons het probeer inpas by die vriende, en ons het dit gedoen, en ons het dat gedoen, en jy wil graag in jou sosiale omgewing wil jy aanvaar word. So jy doen hierdie goed saam met jou mense. Dit is of jy doen dit saam met hulle of jy bly agter. Ja. En ek is 'n vreeslike outgoing mens. Ek wil saam met mense gaan goed doen. Ek wil met mense gesels en ek wil saam met mense wees en ja, lekker lag en lekker kuier en wat. Die kinders het nooit saam gegaan nie want hulle was by die huis. So ek is nie 'n groot kuiermens wat drank aanbetref nie. Veral as ons motorfiets gery het en oor wat ek vandag doen met die karre, is ek nie 'n groot drinker nie, want ons het motorfiets gery en jy kan nie drink en dan wil bestuur nie. Ja, natuurlijk. Jy kan nie. So ek het nie gekuier as ons met die motorfietsse weggegaan het nie. Maar van die begin van ons huwelik af het, as daar drank betrokke was, het ek so 'n bietjie afgechop in bekleierye. Dit het baie stadig begin, baie stelselmatig, dalk 'n armruk hier of gryp jou aan jou pols of stamp jou aan jou skouer en dan dink jy maak dit af as niks nie. En dan oor daar niks van kom nie, word dit erger. Ja. Want jy as vrou doen nie iets daaraan nie. En dan word dit erger. Volgende keer is die feit dit, dat jy nie iets daaraan doen nie, is ook baie keer omdat jy bang is. ja, want daar word vir jou gesê, onthou net een ding, jy is vandag waar jy is as gevolg van my. En as jy hier uitstap, waarna toe gaan jy? Ja. So dit is bly in 'n mens Ja, dit is so half en half, daar's 'n houvas op jou, jy word so klein bietjie, word jy so bietjie afgepers, kan ek maar amper sê. Want waarheen gaan jy? En hoe meer jy iets hoor van jy is nie goed genoeg om op jou eie te wees nie en jy sal nie 'n kar hê nie en jy sal nie geld hê nie. Jou mind is so, jy glo dit. Ja. Want jy hoor dit die heeltyd. So jy's bang om iets te doen daaraan, want jy weet waarna toe gaan jy. En jy het ook 2 kinders. En my kinders, wat maak ek met my kinders? Ja. Ek kan nie weggaan of trek of iets of wat word dan van my kinders? So. En ek is verskriklik lief vir my kinders. Ek sal hulle nie sommer net kan Los en aanbeweeg. Ja, en so het dinge toe nou erger geraak deur die jare en erger geraak deur die jare en erger geraak en weet stelselmatig het goed
dit het opgebou en opgebou en opgebou en dan gaan dit vir maande gaan dit goed waar daar nie iets gebeur nie. En dan is daar een trigger wat gebeur en dan is dit totale chaos. Totale chaos. Dit is soos ek lees vanoggend nog al 'n snaakse ding. Ek en my suster lag daaroor van die klimaat was alles oukei geweest soos die vrouens en hier sneeu dit en nou is alles te mekaar. Ja. En dis koud. So wat gaan nou aan? So alles, jy dink alles is nou oukei, dan gebeur daar weer iets en dit raak elke keer erger. Okay, dit is in die middel van die somer, dan gaan jy met 'n lang mou hemp werk toe, want jy het blou kolle, sulke blou kolle op jou arms, of jy het handmerke op jou keel, nou gaan jy met 'n serp werk toe. Nou wil jou baas by jou weet, maar jy dra nie serpe nie, want hulle ken jou, hoekom het jy nou skielik 'n serp aan? En jy kan ook net soveel keer in 'n kas vasloop, en jy kan ook net soveel keer jou been teen jou bank stamp, rarig. Ja. Een van my basse het daai tyd vir my gevra, Colleen, ek weet wat gaan in jou huis aan, want ek ken jou man. So as jy vandag in my kantoor sit en jy jok vir my, gaan ek en jy moeilikheid hê. En ek moes vir hom vertel wat gebeur het. Nie alles nie, Ja. sekere goed. En ek het op 'n stadium gekom, dinge het goed gegaan, ons het 'n goeie huwelik gehad. Die ander ding is, jy vertel dit vir mense, jy reik uit, jy soek hulp. Ja. Baie mense glo jou nie, want hier is hierdie statuur van 'n man, Ja. met 'n hoë pos of 'n groot pos op 'n myn. Hy is hierdie stil en teruggetrokke man. Jy is hierdie outgoing mens wat altyd met almal oor die weg kom. So dit moet jou skuld wees. Dit kan nie daai persoon, dit kan nie jou man se skuld wees nie, want hy is dan hierdie, wow, hy is hierdie man na wie almal opkyk. En baie van ons vriende wat saam met ons was in die boy club en huisvriende en goed, het onder my ex-man gewerk. So hulle wou hom nie aanvat nie, want hulle het gedink hulle sal konsekwensies kry op die myn, Ja. by hom. So niemand het my geglo nie. Sure. Ek het hulp gevra, my buurman het my geglo, want my buurman wat langs my gebly het my geglo, want hulle het geweet wat aangaan. Klank trek baie ver in die nag, as dit stil is. Ja. So my bure het geweet wat aangaan. En dit het op 'n stadium gekom waar ek my ma hulp gevra het. Na my pa se dood is my ma weer getroud en hulle het Australië toe getrek, hulle bly in Melbourne. Waar ek hulp gevra het by my ma en my ma het my nie geglo nie. Sy het 'n verskriklike hoë dink van my ex-man gehad. Hy's 'n goeie mens, mense kyk op na hom. En daar was vir my altyd gesê, jy kan baie dankbaar wees dat jy in die huwelik is waar jy 'n man het wat so mooi na jou en jou kinders kyk. Maar meantime het niemand geweet wat gaan regtig agter toe deure aan nie. Om 'n persoon te ken en om met 'n persoon getrou te wees. Verskil hemelbreed van mekaar. Hemelbreed. Want niemand sien daai persoon wat jy in die aande agter toe deure sien nie. Baie waar. En 'n hartseer mens wil altyd die lig in iemand anders se oë sien. En ek is daai tipe, ek het my maskertjie opgesit en ek het my smile opgesit en almal het gedink ek is okay. Meantime is ek nie okay nie. Ja. En ek wou ander mense help. En almal het gedink, ag, dis nice van Colleen. Colleen wil altyd almal help en Colleen is altyd vriendelik. En as ons vir Colleen vra, hoe gaan dit Colleen? Met Colleen het dit altyd net goed gegaan. Ja. Want jy hou op praat. Want niemand glo jou nie. So wat moet jy doen? Die polisie het my geglo, want ek was menigmale met my polisie by die huis gewees.
Die polisie het my kinders kom help oppak, my goed kom pak, my suster het in die middel van die nag gery om my te kom haal, van Witbank af Rustenburg toe gery, my in die middel van die nag vir my en my kind kom haal. Dit was regtig baie moeilike tye, en nog steeds het Colleen, dit het nog steeds net goed gegaan met my. En in dieselfde tyd het ek dood gegaan, binne. Daar was niks meer nie. Daar was nie meer gevoel nie. Ek het op 'n stadium gekom waar ek baie erg depressie gekry het, wat ek selfmoord wou gepleeg het. Dit het regtig net op 'n stadium gekom waar ek wou regtig net 'n handdoek ingooi. Ek kon nie meer nie, niemand wil my glo nie, niemand wil my help nie. Toe een aand, dit was gewees 2013, weer 'n bekleierery gehad. My ex-man het my ouers gebel in Australië. Verskriklike bekleierery met hulle gehad. Het hy 'n bekleierery met Ja, jou? Okay. Hy het gedrink, alleen op sy eie, gekuier, gedrink, bekleierery met my ma gehad oor die foon. My ma het my gebel en vir my gevra, nou wat gaan nou weer aan met die man? Hoekom is hy nou weer so gedrink? En die hele situasie het so geëskaleer. My kinders het op my bed gelê en slaap. Die eerste ding wat ek gewoonlik gedoen het, is ek het altyd my foon gaan wegsteek. Want my foon was die eerste ding wat stukkend gegooi was. Oh ja. So ek het altyd my foon eers te gaan wegsteek. Dat hy nie weet waar my foon is nie. Want as my foon stukkend was, kon ek nie hulp vra nie. En dan word ek toegesluit. En dan kan ek nie uitkom nie, of ek kan nie in die huis inkom nie, want ek word of binnekant toegesluit, of ek word buite toegesluit. So dan het ek nie 'n foon nie, ek het niks. Maar daai spesifieke aand, ek onthou dit was 'n Saterdag aand, ek weet, dit was 'n Karrebeeker wedstryd gewees, die Sharks en die Lions het teen mekaar gespeel, die Lions het gewen, en Niels was in ekstase, want hy is 'n groot Lion. En hy het met my kom moeilikheid soek, ek het nie die aand gekuier nie, die kinders het daar by my op die bed gelê en slaap, hy het in die kamer ingekom en hy het hierdie groot bekleierery begin. En wat hom getrigger het, sal ek tot vandag toe nie weet nie, hy het sy revolver uit die kluis uit gaan haal. En ek het hom al so goed geken, as hy sekere goed doen, of op 'n sekere manier optree, het ek presies geweet wat sy volgende aksie gaan wees. Want ek het hom so goed geken. Sure. En toe hy loop ek na die bed toe en ek maak my kinders wakker. En ek sê, Angie, MC, kyk vir julle pa. Kyk vir julle pa. En Angelique het hom gekyk, sy was omtrent so, ek dink sy was hier so by 11, 12 jaar oud gewees. En hy het die revolver uit die kluis uitgehaal, en hy het die revolver agter in sy broek gedruk. En Angie het vir hom gevra, papa, hoekom haal jy jou geweer uit die kas uit? En hy sê, toe maar hy het nie. Toe val die revolver op die vloer. En hy het hom opgetel, MC het ook wakker geword, en hy was so verskriklik gekuier gewees, dat hy het die revolver teen my kop gedruk. Voor die kinders? Voor die kinders. En dit was 'n gestraaiery, 'n oor en weer gestraaiery, en ek het vir hom gevra, moet dit net nie doen voor die kinders nie, asseblief, moenie my skiet nie, ek vra jou mooi, wat van die kinders word, wie gaan na die kinders kyk, en hy het weer die revolver teen my kop gedruk. Wat gebeur het daar, weet ek nie, die skoot het afgegaan, en ek is nie raak geskiet nie. Sure. Hy het geskrik, die revolver op die bed neergegooi, en hy's af met die trappe. Ek dink hy het homself dalk nigter geskrik, want hy's dadelik af met die trappe. Ek het my kinders gevat, ek sal nie sê ek was in skok nie, ek het nie geskrik nie, want ek was al gewoond gewees daaraan. Ja. Want dit het 'n paar keer gebeur, wat ek my kinders net bymekaar gemaak het, hulle in die kar gelaai het, probeer wegkom het uit 'n situasie, waar ek nie kon ry nie, wat hy die handvat sy laat die deur uitgeruk het, of hy die windscreen stuk ingeslaan met sy vuis, of wat ook al, waar ek wou wegkom. So ek was nie
Ek het nie dadelik in hierdie skok ingegaan nie. Ek het net my kinders gevat, ek het hulle in die BMW gelooi en ek wou ry. Maar op 'n manier kon ek nie die kar aangesluit kry nie. Ek weet nie wat het gebeur nie. My buurman en my buurvrou het verby my gehardloop want die dakteels het gebreek en op hulle dak geval. En dit was laat in die aand gewees, dit was donker al. My buurvrou het daar aangekom. Ek het nogal na die tyd het ek gelag daaroor. Dit was sulke see-through nighties gewees wat sy aangegaan het, sulke mooi satijn nagklere. Maar ek dink in skok besef mense nie sulke goed nie. Ja. Jy wil En net hulle wou my kom help. En daar het ek besluit, Dis klaar. time out. This is enough. Ek het genoeg gehad van hierdie abuse en van emosionele abuse, fisiese abuse, van woorde. Ek het baie keer gespot en gesê, weet jy wat, slaan my eerder, want bloukole kan weggaan, Ja. wonde kan genees, Ja. maar woorde kan jy in jou lewe nie terugvat nie. Absoluut. Dit maak baie seerder as wat fisiese abuse maak. Ek stem 100% saam. En ek het besluit, dis klaar. Dis klaar, ek gaan dit nie meer vat nie. As jy wil beklei soos 'n man, bring dit aan boet, dan beklei ons soos 'n man. Toe ek jiu-jitsu klasse gaan vat. Ek het gaan uitvind waar kan jy selfverdedigingsklasse vat. Ek het 'n sensei gekry in Rustenburg. En ek het Angelique het eers gegaan vir die klasse en ek het die ding bietjie dopgehou. Toe dog ek kan dit ook doen. En ek het gaan vir selfverdedigingsklasse vat. Ek het dit toe verskriklik geniet eintlik, laat ek op die einde van die dag het ek opgeëindig waar ek gekies word vir die SA span wat aan die wêreldkampioenskappe gaan deelneem het. Oh, wow. So ek het my Noordwes klere gekry, ek het SA's gaan deelneem en toe is ek wêreldkampioenskappe toe. So ek het dit verskriklik geniet, maar hy het nie geweet ek het die jiu-jitsu klasse begin neem nie. Maar ek het net besluit, dan beklei ons. Want jy glo nog steeds hier in jou agterkop, stap jy by daai deur uit, gaan jy niks hê nie. Ja. Jou kinders gaan van jou weggevat word, jy gaan niks hê nie, jy gaan op straat bly. Want jy nou glo al dit. soveel jare gebreinspoel deur daai Ja, woorde. want jy glo dit. Jy glo dit later aan. Jy glo dit. En ek het net besluit, dis nie die dogter wat my pa groot gemaak het nie. My pa sou vir my gesê het, jy beter, nou trek jou vinger uit jou agterend uit en jy beter iets doen. Want jy is verantwoordelik vir jou eie situasie. Ja. En daai het ek gaan doen en die laaste keer was na my klasse het hy my eendag gegryp en ek weet nie wie was die mees verbaasde, ek of hy, maar hy het gelê. Wow, En dit was die laaste. En ek het net daar besluit, weet, hierdie ding gaan nie werk nie. Jy werk daar, ek werk hier, jy bly in 'n ander land, ek bly hier, ek maak kinders groot. Ek kan dit net sowel op 'n plek gaan doen waar ek my kinders, waar ons van voor af kan begin. Ja. Waar ons van voor af 'n nuwe hoofstuk in ons boek kan skryf. Ja, absoluut. En ons het besluit, kom nou trek ons Kaap toe. Ons is geskei, ons is in 2019 is ons geskei. Dit was nie 'n baie lekker egskeiding gewees nie, soos enige egskeiding maar is dit baie bekleierery hierdie kant toe en daai kant toe En ook daar's kinders betrokke. daar's kinders betrokke en dit is maar nie lekker nie. Nee, geen Vir die egskeiding kinders- is lekker nie. Dit was ek moet eerlik sê, dit was vir die kinders was dit nie. Dis maar moeilik vir enige kind, maar kinders is baie aanpasbaar. En ons besef as ouers besef dit nie. Dat jy maak 'n kind baie meer seer om te bly in 'n situasie waar die ouers seer kry as wat jy jouself uit 'n situasie verwyder en jou kinders is meer gelukkig. Ja. Want onthou daai kinders wil jou help, maar hulle kan jou nie help nie. Ja. Want hulle weet nie hoe nie. Ja. En as jy jouself
soos uit hierdie situasie uithaal, dan help jy eintlik vir hulle ook, want dis eintlik wat hulle vir jou wil hê. Ja. Hulle wil hê mamma moet gelukkig wees, maar ons wil saam met mamma gelukkig Ja. wees. Alhoewel die egskeiding seer maak, is dit nog steeds, ons wil as 'n gesin gelukkig Ja. wees. En dit maak nie saak wat die pa aan die ma gedoen het nie. Die kinders wil nog steeds hê die pa moet ook gelukkig wees. Presies. Ek meen ek kom self ook uit 'n egskeiding uit en Ja. ek weet dit was ook nie maklik vir my gewees nie, maar ek weet aan die einde van die dag wil die kinders eintlik net hê albei partye Ja. moet gelukkig wees. En hoe lelik dit is en hoe mooi dit is op die eind van die dag, hulle wil net hê daar moet vrede eintlik wees. Ja. Dit is as jy in 'n moeilike situasie kom, dan is dit maklik om weg te skram eerder daarvan Ja. as om iets te erken. Daar het mense na my toe gekom en vir my gesê, Colleen, maar ons begin jou actually nou glo, maar dit was te laat. Te laat. Dit is jare later. En my persoonlike ondervinding was, dit was actually mense gewees wat hulle wou net kom snoep het. Ja. Want mense verlekker hulle mos in ander mense se pyn. O ja, baie. So hulle wou eintlik net kom kyk wat gaan aan sodat hulle kan gaan skinder daaroor. Ons is toe nou éventueel is ons geskei in 2019. En dit was, soos ek sê, nie 'n maklike egskeiding nie, maar dit was so 'n goeie besluit. Want vandag, 7-8 jaar later, is ek en Niels baie goeie vriende. Nou, wow. Ons het, maar dit het ook gekos vir ons albei om op die regte pad van geloof te kom. En dit het gekos, hy moes sy hart vir die Here gee. Ja. Om daai verandering in jouself te kon kry en te besluit, okay, tot hier toe en nie verder nie. Hierdie bekleierery is nou, hier trek ek na die streep in die sand. Ja. Dis klaar. En ek het op 'n stadium net vir Niels gesê, kan ons asseblief, ek vra jou vandag mooi, kan ons asseblief ophou met hierdie bekleierery tussen ons, met die oor en weer moddergooiery, met die gevloekery, kan ons asseblief mekaar net soos normale human beings wat 'n civilized gesprek met mekaar kan hê, kan ons mekaar asseblief net so hanteer. Kom ons vergeet die verlede. Dis nie net maklik van okay, ons sit die verlede agter ons, nou gaan ons aan nie. nie. Uitvee nie, né? Dis dinge wat gebeur het in jou lewe en dis dinge wat in 'n hoofstuk is. Jy kan hom nie net uitvee nie. Jy moet, maar ons kan vorentoe beweeg. ons kan vorentoe beweeg. Ons kan vorentoe beweeg, maar dit kos ook albei partye om in te koop Ja. om vorentoe te kan Yep. beweeg. Dis waar. En ek dink ook in jou geval, jy wou net vrede hê. Ja. Jy was op 'n punt in jou lewe waar jy net moeg beklei het, want jy moes die heeltyd beklei in jou Ja. huwelik. En jy was net moeg. Jy was moeg en jy wou net vrede hê vir jou, vir hom en vir jou kinders. En vir die kinders. Dit is net waar ek dink dit is waartoe jy beweeg het met daai gesprek Ja. van hom. En die feit dat hy sy hart vir die Here gaan gee het. Ja. Dit was Ek dink amazing. ek wil nou net vir jou sê, ek dink dit moes 'n oomblik 'n emosionele rollercoaster vir almal gewees het toe daai verandering in Niels plaasgevind Ja. het. Dit het nogal baie goed verander. Maar nie net in hom nie. Ek moes aan myself ook gaan werk. Natuurlik. Ek moes ook my innerlike vrede moes ek my innerlike vrede terugkry. En toe gebeur dit, ek weet nie, ek glo God werk op sekere maniere. Werk hy sekere goed so dat alles soos 'n sirkel op 'n stadium alles in mekaar pas, soos 'n legkaart. Ja. Maar dit is soos 'n sirkel wat voltooi is. Toe gebeur dit dat my dogter sielkunde wil gaan swat. OK. Sy wil sielkunde gaan swat. Nee, goed Angie, jy kan sielkunde gaan swat. Sy is toe na 'n privaat universiteit toe. Sy gaan doen haar sielkunde. Sy moet haar
haar internship gaan doen van 80 ure voordat sy kan gekwalifiseer het en haar graad kry en alles. Sy eindig op by 'n sielkundige by 'n mental health institution. Okay. Wow. So werk Liewe Jesus met 'n plan. Of met 'n doel. Kom ek sê so. Hy werk met 'n doel. Alles wat gebeur is 'n groter doel. Dit is maar hoe die heelal is. Sy kry toe internship daar, sy werk daar, sy sien wat gaan in die plek aan. Hoekom gaan mense na 'n mental health institution toe? Daar's 'n wanpersepsie oor sulke plekke, want as jy hoor, okay, jy gaan na 'n mental health institution toe, dis die mal mense. Ja. Jy gaan Of Ilonias. Jy gaan malhuis toe. Ja. Hulle toe ek in Sereno kliniek was, het hulle altyd vir my gesê, "O, jy's in die Ilonias." Die Loonhuis. Ja. En dit is wat dit nie is nie. Absoluut nie. Want ek was daar gewees vir 3 weke. Ek het nie eenmal mens gesien nie. Nee. Okay. Jy het eintlik vriende gemaak. Die beste vriende dink ek wat jy op jou lewenspad vorentoe sal vat. En dis die mense wat nou nog jou hand vat. Dis Dis die mense wat nou nog die inchecks met jou doen. presies. Waar jy eintlik verwag dat jou familie die inchecks met jou moet doen, wat naaste aan jou moet wees, Ja. is hulle die ouens wat vir jou op die nodigste Ja. 'n boodskap stuur om net te sê, ek check net gou in. Ja. Hoe gaan dit vandag? Ja. Dis baie waar. Maar so kom dit toe dat Angelique toe vir my 'n voorstel maak, mamma. 2 jaar terug, toe ek nie op 'n lekker plek was hier in die Parel nie, het my sielkundige vir my gesê, Colleen, ek maak 'n voorstel, kom ons boek jou in die kliniek in en gaan doen die program. Daar's 2 verskillende programme wat jy kan volg. Daar's 'n soos 'n addict program, substance program, Yes. en daar's 'n sielkundige program. So jy kan, as jy nie 'n addict of iets is nie, en as jy gebruik nie substances nie, dan gaan doen jy die ander program. Dis 2 verskillende programme. En my sielkundige sê toe vir my, kom ons boek jou net vir 3 weke daarin. Gaan doen die program en kyk hoe gaan dit as jy daar uitkom. Dit gaan wondere vir jou verrig. En ek is net soos van, ek is jammer, ek gaan nie mal huis toe gaan nie, want ek is nie mal nie. Ja. So het ek ook dieselfde wanpersepsie gehad van wat so kliniek is. Ja. 2 jaar gaan verby met die wat ek by Action Society begin werk het en die gender-based violence en goed gedoen het saam met Ian Cameron, was ek toe vereis gewees, ek moet 1 keer 'n maand moet ek 'n sielkundige besoek. Want dit is belangrik as gevolg van die werk wat jy doen. Natuurlik. Want gender-based violence, ek meen ons is nou tans in ons 100 dae van gender-based Ja. violence ook. Maar vir iemand wat daar deur is en skielik met mense werk, moet jy ergens ook net weer jouself volmaak. Ja, Want jy gee alles en 'n mens kan nie afsny nie. nee, Want jy jy's kan nie, mens. dis baie moeilik. Jy's mens. As daar 'n vrou voor jou sit wat deur gender-based violence gegaan het, dan is dit partykeer triggers wat na jou toe self terugkom. Ja, En vanaand as jy in daai bed van jou lê, dan dink jy daar, jy kan nie afskakel nie. Dis soos 'n kind wat gemolesteer word. Jy kan dit nie net los en sê dit is nou daar nie. ja, Dis deel van, ek kan pas sê deel van jou DNA, want jy dink altyd dit kon my kind gewees het. ja. Wat as? Wat as Wat dit my as? kind was? Wat as dit my sussie was? Wat Ja. as dit my dogter was? Ja. So daai ek dink dit is die beste ding wat in jou lewe kon gebeur het, is om een keer te kan gaan Ja, om net te gaan incheck. Hoe gaan dit eintlik nou met Colleen? Ja. Waar trek sy nou in Ja. haar lewe? en so ek het toe nou, toe Marga weer vir my die voorstel maak, en toe my dogter vir my die voorstel maak, toe dog ek, sal ek nie, gaan ek nie. En ek het besef, na alles wat gebeur het, sal ek moet gaan hulp kry eers by 'n professionele persoon. Want deur die goed wat ek gegaan het met
die gender-based violence waar ek na my egskeiding besluit het, ek wil graag vrouens help. Ek wil graag betrokke raak by hierdie goed, ek wil graag betrokke raak by die kinders wat gemolesteer word, vrouens wat verkragt word, vrouens wat aangerand word, geslaan word, vrouens wat wreed vermoor word in abusive huwelike en kinders wat uit daai huwelike uitkom waar die kinders ook trauma het ek toe betrokke geraak by Action Society. En ek het net, jy dink jy is okay, en jy dink jy kan hierdie goed hanteer, want jy glo mos, elke vrou glo mos, ek is sterk genoeg, ek kan hierdie goed hanteer. Okay, jy kan, ja, ons is eystervrouens, ons kan hierdie goed hanteer. Maar jy kom op 'n punt, net soos met staal, jy kom op 'n punt waar jy gaan gebuig word, en jy gaan gebuig word, en jy gaan gebuig word, tot jy snap. Ja. En ek het gesnap. Al het ek geglo, ek sal nooit nie. Ja. En ek het besef, I need help. Wow. Ek het met die gender-based violence, met wat ek deur my huwelik gegaan het, met hierdie, ek sal dit nie haat noem nie, met hierdie veragting in my hart wat ek rondgeloop het van mense, inkluis my ma wat my nie geglo het, wat gebeur het in my huwelik nie, en waar ek hulp gevra het, waar ek nie gehelp was nie. En dit net gelos het, want jy gee naderhand net moed op. Ja. Jy voel naderhand net klein, jy voel verneder, jy los dit net, want niemand glo jou nie. Ja. En ek het net besluit, as daar een plek is waar mense my gaan glo, is dit in hierdie mental health kliniek. En ek het vir my dogter gesê, dis reg, ek sal gaan. Want sy doen toe haar internship daar. Sure. En so gaan ek, maar nou is ek ook nou half nie lekker om te gaan nie. Ja. Want ek hoor ek moet my foon ingee en ek gaan 'n kamer deel en hulle gaan al my medisyne vat en hulle gaan my skeermes vat en my parfuum vat en ek is net soos van, ek is 'n vrou van freaking 45 en hier wil hulle nou my goed vat? Want ek gaan nou na hierdie plek toe. Ek is nie een van die malletjies nie, maar hulle wil my goed vat. Ja. Nou is ek baie krapperig, nou ry ons hier uit op die Parel. Nou praat ek met Angelique. Ek sê, maar het jy vir die mense gesê, ek wil my eie kamer hê. Ek deel nie saam met mense, vir ander vroumense 'n kamer nie. Maar sy het net so doodstil gebly, sy het my nie geantwoord nie. Ek sê, en hierdie wat hulle my foon wil vat, ek sê, is sommer nonsens. Ek sê, ek gaan 'n ekstra foon saam vir, dan gaan ek vir hulle die foon afsit, vir hulle 'n ekstra foon gee in die aande, en dan gaan ek my regte foon by my hou. En sy het net so gesit, doodstil gesit en nie 'n woord gesê nie. Sy het my afgelaai, en een van die ouetjies wat deel is van die kliniek, het vir haar gesê, okay Angie, jy kan nou maar jou ma groet, jy kan nou maar ry. Sy is nou by ons. Tata. En ek het Angie so gekyk en ek het net my kop so geskit. Ek het haar gegroet en sy is uit. Nou weet ek, okay, ek gaan haar nou eers oor 'n week sien. Sy werk daar, maar ek mag glad nie met haar praat nie. Geen Ek kan haar sien en dan is dit net soos van, Ja. dis al. Ek mag glad nie met haar enige kontak gehad het of iets nie. As ek vir enige persoon, nie net vrouens nie, enige persoon wat dalk dink, hy het hulp met iets nodig. As ek vir enige persoon daar buite kan gaan vertel, dat die sogenaamde malhuis of groendakkies is absoluut nie wat mense dink dit is nie. Hierdie 3 weke journey wat ek gedoen het in die kliniek, was die beste besluit in my hele lewe wat ek kon maak, om my te kon kry waar ek vandag is. Wow. Die mense
die sielkundiges, die psigiaters, die personeel, tot die chefs wat daar is, wat kos maak, die mense wat in die tuine werk, die occupational therapists is net hierdie amazing mense. En ons het een aand het ons daar buite op die stoep gesit om die tafel en ons het gepraat daaroor, ek en my medepasiënte wat saam met my daar was, wat almal daar was vir verskillende goed, het ons gesit en praat, eintlik, die terapeute wat daar is, doen eintlik net die helfte van die werk, op jou as persoon, want hulle doen hulle professionele werk, maar jou medepasiënte en jou roomies doen die ander 50%. Presies, ja. Want ons was so hierdie amazing groep, wat op daai spesifieke tyd, op daai gegewe oomblik, wat so beplan was, dat ons groepie daar moes wees, saam, het ons mekaar daardeur gedra, en deur gehelp. Ek dink nie ek het in my lewe seker al ooit so baie gehuil nie. Ek dink nie ek het in my lewe al ooit so baie my storie oor en oor vertel. En soveel geshare met mense om jou, want elkeen vertel sy storie, en niemand judge niemand daar nie. Absoluut, en dit is die lekker ding, nie? As ek sê lekker ding, bedoel ek, dis die verligting, dis die lig wat jy voel, van, want jy's nie alleen nie. Jy's nie alleen nie. Daar's nog mense wat hierdeur gaan. Daar's mans wat hierdeur gaan, daar's vrouens wat hierdeur gaan. En ek word nie geoordeel oor wat ek nou gaan sê nie. En hierdie mense wat hier voor my sit, gaan my glo. En hulle gaan nie vir jou vra hoekom en waarom en wat nie. Hulle verstaan die seer. Ja. En hulle verstaan die emosie wat saam met daai seer kom. Dit was 'n ongelooflike ervaring. Daai groepie mense wat op daai gegewe oomblik en op daai gegewe tydstip saam met ons daar was, of saam met my daar was. Ons is vandag die groepie wat die naaste is aan mekaar. Ja. Dis mense wat jou glo. Dis mense wat jy vertrou. Dit is mense met wie jy hierdie ongelooflike vriendskap gebou het, want elkeen is deur iets. Ja. En elkeen kan vereenselwig met 'n ander een, want ons het almal 'n journey. Absoluut. Elkeen van ons het 'n storie, né? Elkeen van ons het 'n storie en jy dink jou storie is erg tot jy die volgende ou se storie hoor. Precies. En dan dink jy, "Jo, myne is 'n druppel in die emmer in vergelyking met daai persoon se storie." So elkeen van ons het 'n storie en ons skryf ons eie storie. En ons storie is nooit klaar nie. Ons storie is die dag klaar wanneer jy jou oë toemaak. Ja. Dan is jou storie klaar geskryf. Presies. So elke dag van jou lewe, elke sekond van jou lewe, is jy besig om 'n woord in daai storie van jou te skryf. En dit is wat vir my altyd so die mooi daarvan is dat baie keer sal mense sê, ja, hulle het nou 'n boek geskryf oor hulle lewe. En dan dink ek myself, wow, jy's besig om te skryf oor jou lewe, maar jou lewe is nog nie klaar nie. So gaan nou 'n tweede boek uitkom, gaan nou 'n derde boek uitkom, want jy's nog steeds besig om te skryf aan 'n storie. Daar is maar net 'n gedeelte van jou storie. Ja, net 'n hoofstuk. Dis net 'n hoofstuk. Net 'n hoofstuk. Ek dink ek skryf nou al 7 jaar aan 'n boek van my. En mense sê vir my, jy moet dit publiseer, sê maar dit is nog nie daar waar dit moet wees nie. Dit is nog nie daar waar jy wil hê dit moet wees nie, want so niemand gaan my jaag om my boek klaar te maak nie. Ek maak my boek klaar op my tyd. Ja. En my boek sal uitkom wanneer die Here vir my sê dis nou tyd om hom uit te bring. En ek dink vir jou het dit ook, mense sal baie keer wonder, maar Here, hoekom het dit so lank gevat vir my om te kom tot op die genesingspad waar ek vandag is? En daar's 'n rede. Jy moes deur al hierdie goed in jou lewe gaan om vandag hier voor my te kan sit en hierdie ongelooflike sterk vrou te kan wees en al hierdie goed waardeur jy te gaan. Vandag hier te sit en nie 'n traan te kan stort nie. Dit wys vir my dat jy's besig met jou genesingsproses. Ja.
wanneer 'n mens oor jou storie kan praat, soos wat ons nou hier oor praat, en die trane rol nie, Ja. beteken dit jy het die mense wat hierdie goed aan jou gedoen het, vergewe En vrygespreek. en vrygespreek. Ja. Vergifnis is so belangrik, Ja. want as jy nie vergifnis het nie, en as jy nie mense vergewe nie, kan jy nie aanbeweeg nie. Ja. En ek Jy- is dankbaar dat jy na die kliniek toe gegaan het, want ek weet, ek het jou eendag gekry ek dink jy was net na dit uit die kliniek uit wat ek by 'n pageant was, Ja. waar ek gejudge het, wat ek jou gesien het, vir die eerste keer daarna, en En dis waar, baie maande. Dit Ja, was baie maande. want ek het nog vir jou gesê, ek stuur vir jou boodskappe, maar jy reageer nie, ek kan nie verstaan wat aangaan nie, en daar vertel jy toe vir my, net so rolweg, wat besig was om te gebeur, en ek kon sien, daai aand, hoe ek wil amper sê, jou gesig het so opgehelder, as jy praat van die tyd wat jy in die kliniek was, Ja. en hoe baie dit vir jou beteken het. Ja. Ek dink die mense besef altyd, hoe bevoorreg is jy, om eintlik na die kliniek toe te kan gaan. Ja. Beslis. Jy is eintlik so bevoorreg om daai hulp te gaan kry. Dit is ongelooflike hulp daai. En dit beteken nie mense moet vir jou lag daaroor. Nee, en dit beteken Omdat nie jy jy is 'n sê- swakkeling nie. Omdat jy sê jy was in 'n kliniek gewees nie. Dit is eintlik om na so 'n plek toe te gaan. Is vir my het dit beteken ek gee om vir myself. Ja. Ek wil 'n beter mens wees. Ek wil 'n beter ma wees. Ek wil 'n beter vriendin wees. Ek wil 'n beter suster wees. Ja. En daai het net dit het so baie vir my beteken met daai mense wat daar was wat my hierdeur gedra het. Ek moet eerlik wees, as ek nie daai besluit gemaak het om te gaan nie, dink ek dit sou dalk 'n baie tragiese einde gewees het aan my. So. Maar daai eie keuse, daai vrye wil keuse om so iets te doen en mense wat jou so ongelooflik seer gemaak het, te kan vergewe en vry te spreek, is dit is jy kan nie daai gevoel vir mense beskryf Nee, nie. jy kan nie. Dit is net soos asof jy dit laat my amper dink aan hierdie vernuwing, soos jy klim hierdie skoenlapper uit hierdie kokon uit en jy is regtig net hierdie nuwe mens. Ja. Jy het nie kwaad in jou nie. Jy het nie meer daai moegheid in jou nie. Jy het nie meer daai wat jy gedreineer gevoel in jou nie. Jy is net hierdie vernuwe mens, kan ek amper sê, met hierdie nuwe lus vir die lewe. Absoluut. En jy wil net mooi lyk, en jy wil net goed voel. Jy sien goed raak wat jy nooit raak gesien het Ja. nie. Gister ons staan ek en my suster, ek sê vir kyk die wolke. Dis die wolke so pink. Ek sê kyk die wolke. Dit is net asof jy met nuwe oë nog goed kyk en jy sien goedjies wat jy nooit raak gesien het nie, sien jy raak. Ja. En dis net vir jou so mooi. So. En dan is dit net daai ding van ek en God het 'n baie, ons het 'n baie spesiale, intieme verhouding waar ek baie keer sal ek loop en bid en dan gebeur daar iets en dan dink ek by myself, liewe Jesus, dis jy. Okay? En dan lag ek, want ek en hy het so 'n amazing verhouding met mekaar. Hy ken my beter as wat enige iemand in hierdie hele wêreld my sal ken. En dan sal ek baie keer grappies maak, en sal ek sê, Here, ek weet dit wat nou gebeur het, kom van U af. En dit was so ongelooflik gewees, my roomies wat ek gehad het, was 2 stunning vroumense. Ons het daar aangekom, wat jy nie eintlik by baie mense sien nie. Ons het al 3 van ons het daar aangekom, met ons Bybels, wat in ons
omhulsels toegemaak was. En ons het, as ek die TV aangesit het, dan sit ek op een van hierdie gospelkanale, of hierdie revival, of wat ook al, of net hierdie Hillsong, of hierdie Christelike musiek wat ons geluister het in die kamer, want jy weet mos nou nie dadelik wat is die ander persoon se voorkeur van musiek en goed nie. En die een vrou het my so gekyk op 'n stadium, toe sê sy vir my, "Haai, dis die eerste keer wat ek op 'n plek eintlik kom en sien, jy bring 'n Bybel saam." Want sy vat altyd haar Bybel oral waar sy gaan. En toe kom die derde vrou by ons in die kamer en sy sê, "Ek is so bly om te sien julle het Bybels." En ons het in die aande daar in die kamer gesit en dan lees ons Bybel saam en ons bid en ons luister hierdie musiek en ons kon net oor God praat en met mekaar liedjies deel oor sekere goed en dit was net so verskriklik lekker en dan dink ek by myself, daar is 'n doel daarmee, soos ek nou gesê het, dat daai spesifieke groep op daai spesifieke tyd daar moes wees. Dit is so bestem gewees. Want hier het ons almal uitgestap en daar van die jong meisiekinders wat daar ingestap het. Dit was seker een van die groot hoogtepunte. Wat as ek sê jong meisies, dan praat ek van 19, 20, 21 wat verslaaf is aan drugs of hulle is verslaaf aan drank. En hulle is ateïste. En hulle het in die aande na die 3 mammas toegekom om daar te kom sit en bietjie met ons te gesels en bietjie raad te vra oor dit of raad te vra oor dat. En dit was vir my so wonderlik om te sien die een meisie het op Takealot. Sy is 'n ateïs. Sy het vir 'n Bybel bestel toe ons daar in Bloemendal was. En sy het na ons toe gekom en sy het daar op die bed kom sit en sy het gesê, luister, ek wil meer weet van dit wat julle glo. Help my asseblief. Oh, wow. En dit was net soos van, wow. En dit is soos ek nou gesê het, waar dit met die gender-based violence, jy kan nie altyd almal help nie. Maar as jy een vrou of een kind uit 20 vrouens of 20 kinders uit kan help, is dit 'n oorwinning. En hier gebeur dit in die kliniek, waar jy een jong meisiekind, wat sien wat ons doen en wat ons het, en kom en sê, help asseblief, want ek soek die wat julle het. Ek het vir my 'n Bybel gekoop en ek het my Bybel gekry vandag. Hoe lees ek 'n Bybel? Oh, wow. En So gaan ek dit skoon Charlene, ek sê vir jou, ek het daar uitgestap. Ek is nog steeds vriende met almal. Ons het ons eie WhatsApp groepie begin. Okay. Ons noem onsself die Bloemendal Tribe. En ons praat met mekaar. As een nie lekker voel nie, check ons by mekaar en ons gaan skryf op die groepie, luister, ek het nie vandag 'n lekker dag nie. Bid net asseblief vandag vir my. Hoor hierso, ek het vandag verskriklik lus vir 'n brandewyn. Julle ouetjies, bid asseblief net vir my, laat ek nie gaan wankel nie, en laat ek nie daai brandewyn gaan drink nie. Oh, wow. Bid asseblief vir my. Staan saam, help my dat ek nie die verkeerde besluit gaan maak nie. So close is daai groepie vriende van wat ons geword het. En as daar enige mense daar buite is wat dalk dink, maybe moet ek dalk hierdie ding doen. Miskien moet ek dalk myself ook in 'n kliniek inboek om 'n sekere program te gaan doen. Moet nooit twyfel nie. Gaan doen dit. Absoluut. Want dit sal die beste ding wees wat jy in jou lewe vir jouself. En dit is vir kan doen. man en vrou. Dit is Man, absoluut 'n man. vrou. Ek dink baie keer dink ons mans, hulle is swakkelinge as hulle in 'n kliniek ingeboek is. Maar hulle moet besef, hulle is ook mens. Presies. Hulle dra ook die swaar van Ja. die lewe. Colleen, ons is tyd is nou om amper uit
Ek wil gou vir jou vra, ons is nou tans besig met die 365 dae van GPV. As daar 'n paar riglyne is, wil ek amper vir jou vra, bietjie wenke wat jy vir ons kan gee oor GPV. Waarna moet 'n mens uitkyk en waar kan jy die hulp gaan kry? Ekskuus tog. Baie goed, veral vrouens het 'n baie goeie sesde sintuig. As iets vir jou sê iets is nie reg nie, en jy het miskien 'n vermoede, iets in jou verhouding of iets omtrent, ek weet daar's mans wat deur aanranding gaan, daar's vrouens wat deur aanranding gaan. Ek praat nou hierso grootendeels van vrouens wat aangerand word of deur abuse gaan of dames, as jou sesde sintuig vir jou sê iets is nie reg nie, glo jou sesde sintuig want hy's reg. Daar is altyd mense daar buite wat gaan help. Altyd. Al glo vrouens hulle gaan stil bly want daar is nie hulp nie. Daar is hulp. Gaan na jou naaste polisiestasie toe. Gaan praat met 'n welsynswerker. Gaan as jy polisiestasie toe gaan vra jy wil met 'n vrou praat. Vrouens het dalk baie meer empatie met mekaar as wat jy met 'n manspersoon gaan praat. Klop aan by jou naaste kerk. Gaan na jou naaste social worker toe. Maar gaan soek hulp. Moenie dit net los nie, want 80% van daai gevalle waar vrouens abuse word in 'n verhouding, ek gaan dit maar eerlik sê, loop uit op dood. 80% daarvan. As daar nie, en as ek praat van dood, dan praat ek van of jy gaan vermoor word met 'n verkeerde klap teen jou kop, of jy word aangerand met 'n skerp voorwerp, of jy gaan op 'n stadium kom waar dit vir jou too much gaan wees en jy gaan jou eie lewe neem. Ja. Colleen, ons gaan nou afsluit, maar ek wil vir jou vra, as die jonger Colleen vandag voor jou moes staan, Ja. wat se raad of advies sou jy vir haar gehad het? Ek sou vir haar gesê het, doen vroeër in jou lewe dit wat jy graag wou gedoen het. Volg jou eie kop. As jy iets wil gaan swat en ander mense raai dit vir jou af, volg jou eie kop want jy weet wat jy wil doen. En moenie altyd die eerste en die naaste persoon vertrou nie. En vertrou jou sesde sintuig. Oh, wow. Ja. Colleen, baie dankie dat jy vandag gekom het en jou storie op Conversations That Matters is kom deel het. Dis die eerste keer jy het vir my gesê, niemand weet nog wat in jou lewe gebeur het nie. Nee. Hier is die eerste keer wat mense dit gaan kyk en ek dink baie keer sê ek dit, maar ek bedoel dit as ek dit sê, dat wanneer 'n mens die storie kyk en jy besef dis die eerste keer wat iemand iets deel, het jy net baie meer respek vir daai persoon. Want ons sien, ek het jou net gesien altyd as 'n vriendin, as Colleen. Ek het jou gesien as jy werk saam met Ian Cameron. Dis waar ons gesien het. Ja. Verstaan jy? Dit is jy het vir Ian en dan het jy vir Colleen en dan het jy die refs. Dis is hoe ons dit gesien het. Maar daar's so baie meer as net 'n Colleen. Dis meer as 'n naam, dis meer as 'n vriendin. Dis 'n mens wat deur die seer in die lewe gegaan het. Maar vandag sit jy hierso en jy's hierdie ongelooflike sterk mens as gevolg van ook jou dogter. Ja. 'n gedeelte hiervan van jou mooi storie is te danke aan jou dogter wat hierdie voorstel aan jou kom maak het. En gesê het, mamma,
ek dink dit is nou tyd. Ja. En ek dink sy kan so trots wees op haarself dat sy bereid was om daai eerste stap na jou toe te bring. En wat jy daarmee gemaak het was aan die einde van die dag jou saak. Ja. Jy kon gesê het, nee, ek gaan nie, of jy kon besluit het, weet jy wat, dis nou tyd. Ja. Dis nou tyd dat ek dit vir myself, ek gun dit vir myself, ek moet werk aan myself, en ek wil 'n beter mens wees. En vandag sit jy hierso, en jy is 'n beter mens. En, Ja. en onthou die pad gaan nog, dit is nog nie maklik nie. Daar's nog uitdagings wat gaan kom. Struikelblokke. Daar's struikelblokke wat gaan kom en dis oké, want weet jy wat? Nou weet jy hoe om dit te hanteer. Ja. Jy het daai tools gekry in die ek wou sê in Bloemendal. Jy het die gereedskap nou gekry hoe om daai sekere situasies te hanteer. Ja. Wanneer die lewe vir jou 'n bietjie druk en donker raak, weet jy, okay, weet jy wat, ek kan nou gaan verf of ek kan buite gaan stap want dit gaan my aandag wegvat. Ja, presies. Ek hoef nie in my bed te gaan lê nie. Ek gaan nie nou myself jammer kry nie. So ek wil vir jou sê baie dankie dat jy hier was. Dankie dat jy jou storie kom deel het met ons. Ek sien so uit na die pad vorentoe met jou en ek weet as ons oor 5 jaar dalk weer hier kom sit, gaan dit net een ongelooflike storie wees Ja. wat voortgaan. So baie dankie en baie sterkte op jou pad Baie vorentoe. dankie, Charlene. En ja, geniet dit. Geniet die nuwe Colleen. Ek gaan beslis. Baie dankie. Baie dankie. Dit was Conversations That Matters met Charlene, Elliot en Colleen.